Goeiedag vriende en welkom hierso by ons uitsendingsdiens. Mag jy sommer net daar waar jy jouself bevind, die teenwoordigheid van die Here ervaar. Mag jy sommer daar waar jy is, 'n rustigheid hê oor jou siel. Kom ons raak so vir 'n oomblik saam stil in gebed. Liewe Heer, hier kom ons weer op verskillende maniere by mekaar, Here. Here, baie dankie vir die geleentheid dat ons U woord so kan bedien, Here. Here, so beweeg ons hierso in hierdie Paastyd in, Here, en ons weet wat so opofferings is gemaak. En vandag hierso op Paas-Sondag, Opstandingssondag, het U so waar opgestaan, want U is die lewende Here. Maak ons harte nou sag en stil en ontvanklik vir die woord, sodat ons kan hoor wat U vandag vir ons wil sê. Amen. Vriende, ek groet julle vandag met die woorde van genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God, ons Vader, die opgestane Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, ons kuier vandag rondom die teks van Joshua 24 vers 14 tot 18. En dis nogals interessant wanneer mense hierdie teks lees, dan besef mense dit was so 'n oorgangsfase gewees hierso waarvan 'n mens lees. Dit was hierso waar hierdie klomp Israeliete nou gevestig is in die beloofde land en nie meer swerwend en soekend was in die woestyn nie. Maar ons besef ook dat dit 'n oorplasingsfase was, want in hierdie gevestigde land was daar nou weer ander politiek gewees. Daar was nie 'n gevestigde leier gewees nie en daar was verskillende kulture. Dan natuurlik hierdie vraag wat mense hierso in Joshua lees opgekom van wie is ons, wat hou ons aan vas en waarop bou ons? En dit is met die konteks waarmee ons vandag hierdie teksgedeelte lees. Kom ons lees dit sommer saam. Daarom dan, julle moet ontzag hê vir die Here, dien hom met opregtheid en getrouheid, verwyder die gode wat julle voorvaders aanderkant die riviere en in Egipte gedien het, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode aanderkant die rivier wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hierop het die volk geantwoord en gesê, nooit sal ons die Here verlaat deur ander gode te dien nie, want die Here ons God, hy is die een wat ons en ons voorouers uit Egipte land, uit die plek van slawerny laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens van mag gedoen het. Hy het ons bewaar op die hele pad waarlangs ons gegaan het, en onder al die volke waar ons deurgetrek het. Die Here het al die volke voor ons uitgedryf, en die Amorite wat die land gewoon het. Ons, ook sal ons die Here dien, want hy is ons God. Tot sover lees ons vandag, vriende. En die tema wat ek graag wil aanspreek is, wat is in my huis? Nou vriende, vandag is Paas-Sondag, dit is Opstandingssondag, en dit is een van die grootste gebeure in die Christelike tradisie. Maar vriende, dit is nie net 'n gebeurtenis wat op ons kerkkalender moet herhaal nie, maar dit is iets wat ons elke dag vier, want Christus het so waar opgestaan. En soos wat Paas-Sondag nou nader en nader beweeg het, lees ek in die week wat verby is na Joshua, en ek sien hierdie teks van, ek en my huis sal die Here dien. En soos wat ek dit lees, kom daar 'n besef by my aan. Dit is nie net 'n persoonlike getuienis van Joshua wat sê, ek sal die Here dien nie, maar ek en my huis sal die Here dien. En dit is so 'n gemeenskaplike bevestiging. En dan vriende, dan lees ons dit, en hier beweeg ons in Paas-Sondag in, en dan besef ons met die opstanding, dan besef ons hierso, ons dien nie 'n dooie tradisie nie. Ons dien nie net iets wat deur die jare vergeet gegaan het nie, maar ons dien 'n lewende Here. En dan lees ons hierdie van ek en my huis, ons sal die Here dien. Soos wat Joshua dit sê, dat geloof hoort eintlik nie net
in kerk of in altaar of in tempels nie. Maar dit is iets wat jy moet neem en joune maak en deel moet maak van jou huis. Want vriende, in die huis waar jy bly, in die huis waar jy saam as gelowiges by mekaar kom en gesels, by mekaar kom en kuier, daar moet die opstanding sigbaar en lewend gemaak word. Want vriende, God gee nuwe lewe. Die opstanding gee vir ons nuwe lewe. Maar kom ons kyk 'n bietjie rondom ons, by skole, by kerke, selfs in die gemeenskap waar jy is, jou familie of jou naaste vriende of selfs jou gesin. Dit is 'n mosaïek van verskillende mense, 'n mosaïek van verskillende gesinne, van mense wat hard is, mense wat sag is. Mense in wie se huis al geloof so gevestig is, dat hulle nog steeds daarop bou, en ander wie se dit nog nie so noodwendig gevestig is nie, maar nog steeds 'n pad bly stap om een te bou. En vriende, so kom mens agter dat geloof eintlik verskillend in verskillende gesinne lyk, in verskillende huise, in verskillende families. Maar ons almal, hoe anders, vorm deel van God se familie. En dit is so wonderlik om te besef dat God spesialiseer daarin om nuwe lewe te bring in families. Ons gebruik juis in ons teologiese taal sola scriptura, wat sê die skrif alleen. En ons bedoel dit nie noodwendig op Sondag is dit nie die skrif alleen nie, maar die skrif is die middelpunt van alles wat ons doen. En wanneer ons in ons moderne tyd kyk, is dit die waardes waarin ons onsself sentreer en onsself omring. Want vriende, dan vra ons die vraag, van as ons hiervan praat, van ek en my huis sal die Here dien, en ons hoor al hierdie goed, dan vra ons, maar wat doen ons in ons huisliturgie? En dan natuurlik is die vraag van, wat is 'n huisliturgie? Vroeger jare was dit net die gestandardiseerde, ek staan op en ek bid, het 'n Bybelstudie, en dan so eindig die dag. Maar vriende, 'n huisliturgie is meer as net dit. 'n Huisliturgie vorm deel van die ongeskrewe liturgie, die spasie wat geskep moet word vir 'n sagte oor wat gebied moet word om iets raak te hoor. Om die spasie te skep vir jou of jou kind of jou vriend of jou naaste, om daai vertroue te hê, om met jou gemaklik te kan wees, om dit wat op hulle hart is te kan deel. En so dan ook, vriende, kom dit daarop as ons vra, wat gebeur in hierdie ongeskrewe liturgie? En dit is daar waar Christus middel is. Daar waar jy Christus vir iemand moet wees, sonder om Christus te wees. Om vir hulle te wys wie is Christus. En vriende, dit is vir my so mooi, want dit word alles vasgevang in vertroue. In hierdie spasie wat ons moet skep, in ons huise. En die vraag is daar genoeg ruimte? Is daar genoeg ruimte vir iemand om in te kan kom in jou huis? Want vriende, sodra daai ruimte bestaan van liefde en vertroue, dan begin ons 'n nuwe lewe vier. Dan begin ons die opstanding vier. En dan is Paasfees nie net 'n dag op ons kerkkalender nie, maar dit word 'n leefwyse wat elke keer bevestig word in ons huise. Want daardeur sê ons dan, 'n huisliturgie word nie net oor gepraat nie, maar dit word gelewe. My vriende, en dan soos wat ek hierdie sê, besef ons, gesinne lyk baie anderste. Ons kry gesinne waar daar nie kinders is nie, waar daar nie kinders gekry kan word nie. En dan is daar gesinne wat doelbewus nie kinders het nie. Maar so dan ook is daar gesinne wat die verloor het aan verlies. En so besef ons dat gesinne totaal en al anders te lyk. Soms is 'n gesin nie eers 'n getroude paartjie nie. Soms is dit net die eensame weduwee of weewenaar. Maar jy as gesin speel nog steeds 'n prominente rol vir vandag. Want jy vorm deel van God se geloofsfamilie en jy kan nog steeds 'n prominente rol speel. Ek sit en dink net weer soos wat ek hierdie sê aan Jesus se gesin. Jesus se biologiese pa was nie Josef gewees nie, maar nog steeds het Josef 'n prominente rol gespeel in Jesus se grootword, sy grootmaakjare. En so is wat 'n mens dit sê, en dan kom hierdie ou spreekwoord van 'n gesin wat kan saam bid is 'n gesin wat kan saam praat. Maar ek is van mening dat 'n gesin wat die spasie het om mekaar te kan vertrou,
'n familie wat die spasie het om mekaar te vertrou, vriende wat die spasie het om mekaar te vertrou, kan saam bid, want daai spasie is geskep. Want ewe skielik as daai spasie geskep word, kry jou hart 'n klank, en daai klank word gehoor. Vriende, ons sit en besef so baie keer, en dink net maar, as jy nie 'n gesin het nie, of jy is eensaam, of hoe ook al, kan jy nie 'n rol speel nie. En dan sê hulle vir ons, jy's die jeug, is die toekoms van die wêreld. Maar daar kan jy nog steeds 'n prominente rol speel by die jeug. Dit beteken nie nou dat jy ouer is, dat jy nie 'n rol meer het nie. Maar jy sit nog steeds en vorm deel van hierdie groot roeping. Want die keuses wat ons vandag maak, en die waardesisteem wat ons deel maak van ons lewens en wat ons uitlewe, speel nog steeds 'n prominente rol. Die oor wat ons bied, die sagte hand op 'n skouer vir iemand wat treur of lag. Die oor van 10 minute wat jy bied vir iemand wat of net praat oor hoe goed sy dag was, of hoe sleg sy dag was. Maar dat ons bewus kan raak daarvan. Want dit word oorgekloon in die generasies wat uitlewe na vorentoe. Want dan kan ons sê, ons begelei ons jeug van die toekoms met die regte waardes, omrede ons 'n bewuslike keuse maak daarvan. Dan besef ons dat families en gesinne verskillend lyk. Dat ons eintlik in ons groter geloofsfamilie, ons gemeenskap 'n rol kan speel. Deur te sê, ek is 'n mentor, ek is 'n vriend, ek is 'n begeleier. En dit is wat belangrik is. Om dan te kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Want ons waardes is gesentreer in Christus. Die lewende Here wat opgestaan het. Want hy wat opgestaan het, is die rede dat ek vandag kan leef en laat leef. So kom ons maak hierdie opstanding nie net iets op ons kerklike kalender nie, maar kom ons maak dit iets wat deel en integraal is van ons lewens en van ons huise. Sodat wanneer mense na ons kan kyk, dat hulle kan sê, ons sien die opstanding sigbaar in jou lewe. Ons sien dat jy in jou huis die Here dien. En ek hoop dat ek en my huis saam met jou die Here sal kan bly dien. Amen. Liewe Here, so lees ons hierdie gedeelte in Joshua en ons besef dat hulle ook so deur die woestyn gevaar het en geswerf het en die hoeveelheid vertroue wat hulle gehad het. Here, so was hulle as 'n geloofsgemeenskap vir 40 jaar deur daai woestyn. En so het hulle in die beloofde land ingekom, Here. Here, so sê ons ook dankie vir hierdie opstanding, Here. Want ons besef net weer opnuut wat dit vir ons beteken. Dat ons kan lewe, dat ons vrygekoop is. Dat U die prys betaal het vir ons. Here, ons almal het 'n geur van genade in ons. En maak ons bewus daarvan, Here. Maak dit so dat ons vir ander kan wys hoe wonderlik U is. Dat ons waardes gesentreer is in Christus. Here, help ons so dat die keuses wat ons maak, dat dit bewuslik sal wees, dat dit vir die volgende 30-40 jaar 'n positiewe rol kan speel vir ons jeug. Here, van hierdie goed wat ons bid en wat ons hoor, voel soms net te ver. En dit voel soms so onmoontlik, want ons sien waar Jy in die wêreld dryf, Here. Maar Here, help ons, dat ons nog steeds die dwaasheid sal hê, en nog steeds die vertroue en die goedhartigheid sal hê, om te doen wat ons doen, al sien ons nie nou die resultate daarvan nie, maar dat ons nog steeds goed sal bly doen, want dit is wat van ons verwag word. Here, ons vra hierdie als, nie omdat ons dit verdien nie, maar slegs uit genade uit. Vriende, mag jy daar waar jy gaan, die liefde en die genade van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees ervaar. En mag hierdie Paasondag vir jou en jou gesin, jou vriende en jou familie, iets wonderliks wees. Mag jy besef dat die Here vir jou gesterf het, en dat jy die geleentheid het om elke dag te kan lewe, want hy het opgestaan.